Daar is nie twyfel oor Amerika se uitdagings nie. Ja, Amerika is natuurlik 'n fascinerende land. Ek het die voorreg gehad om nou onlangs vir 24 dae 10.400 kilometer met 'n motor deur die VSA te ry, 16 Amerikaanse deelstate te besoek, van Michigan uit die noorde op die grens. Ek het eintlik so op die grens met Kanada gestaan. Die een dorp is interessant genoeg, die helfte van die dorp is in die VSA en die ander een is in Kanada. Dis nou daar wat hulle noem in die Upper Peninsula, noord van die Groot Mere, noord van Lake Michigan en Lake Huron. En nou ry jy tot so ver suid as Texas, wat 'n ander wêreld is, wat jy amper nie met mekaar kan vergelyk nie in terme van die kultuur van die mense, die kos, die argitektuur, die plantegroei, totaal verstommend. As jy universiteit in Michigan besoek en jy besoek universiteit in Texas, is twee wêrelde van mekaar verwyder. Net so of jy nou na West Virginia gaan met die hillbillies, daar in die berge, of jy besoek New York, totaal twee wêrelde van mekaar verwyder. Dit is interessant, jy kan van 'n dorp in West Virginia af, kan jy ry binne 'n uur na Washington DC, die Amerikaanse hoofstad. En dit voel vir jou of jy net nie enigstens in dieselfde land is. Binne 'n uur voel dit soos twee lande op twee verskillende kontinente. Dit is 'n fascinerende land om te besoek en dit mense moet altyd Amerika interpreteer eintlik in die denke van 50 lande wat eintlik maar saam in 'n federasie gevoeg is, want daar is 'n sterk identiteit in deelstate gesetel. Amerikaners hou van hulle vla, hulle hoofstede van hulle deelstate. Hulle is baie meer geheg dikwels aan die hoofstad en die vlag en die regeringsgebou en die goewerneur en alles as aan Washington en die nasionale simbool wat die Amerikaners wel almal aanhang is die vlag. Dit is wel interessant. So waar jy deur Amerika gaan, die Amerikaanse vlag is oral. Jy vind hom in elke dorp en stad, voor elke tweede huis, voor elke tweede gebou. Dit is 'n sterk teenwoordigheid. Dit is amper die nasionale simbool wat Amerikaners bymekaar voeg. Maar daar's 'n baie sterk staatsidentiteit, maar dan ook 'n streeksidentiteit. Die diep suide se identiteit is totaal iets anders as die van die Groot Mere gebied. Die identiteit van mense in die noordooste is totaal en al iets anders as byvoorbeeld die van die suidooste, of dan nou byvoorbeeld die bergagtige gebiede, deelstate wat daar in die Rocky Mountains geleë is. As jy in die Weskus kom, ek was vroeër vanjaar in Los Angeles weer gewees vir 'n paar dae, natuurlik 'n totaal en al ander kultuur. Jy voel amper in dele so bietjie asof jy in Mexico byvoorbeeld is. Mense ervaar dit natuurlik ook in die suide van Texas. Ek was interessant genoeg op die grens gewees ook met Mexico in die dorp Del Rio. En eintlik omdat dit een van die gebiede is waar daar so 4-5 jaar gelede die grootste instroming van onwettige immigrante was. En dis 'n dorp wat trend so tussen 75% en 80% van die inwoners is van Meksikaanse afkoms. Maar dis ook mense wat fanaties anti-immigrasie is. Want dit is mense wat almal onwettig na Amerika gekom het. So hulle of hulle ouers het hier in die 1970s, 1980s, 1990s, soms vroeë 2000s as wettige immigrante in Amerika aangekom. Hulle self wettig daar gevestig, hulle is hardwerkende mense en hulle het 'n verskriklike groot probleem met onwettige immigrasie. So dit was fascinerend om met daardie mense gesprekke te voer. Maar Amerika is 'n interessante land. Dis 'n land met wesenlike uitdagings. Ons hoor dikwels van al die uitdagings, van die probleme met onwettige immigrasie oor jare, hulle reuse staatsskuld, hulle reuse begrotingstekorte, die feit dat hulle 120% staatsskuld van bruto binnelandse produk het. Daar is nie twyfel oor Amerika se uitdagings nie. Die feit dat hy gegaan het van 'n land wat in die 1980s meer uitgevoer het as wat hy ingevoer het, na 'n land wat vandag omtrent 30-40% meer produkte invoer as wat hy uitvoer in dollar terme. En dis 'n land wat met omtrent 80% van die lande in die wêreld 'n reuse handelstekort het. So Amerika het ongelukkig sy handelsbasis, sy vervaardigingsbasis verloor. En dit is verstommend om dit te sien. As jy deur al langs Lake Huron ry en Lake Erie ry, dan sien 'n mens al daardie reuse fabrieke, dit hou partykeer vir 100-200 km aan. Die omvang daarvan is verbuisterend. Ek het dit nog nêrens anders in die wêreld gesien nie. Fabrieke wat toestaan, wat nie meer bestaan nie, wat staalfabrieke was, motorvervaardigingsfabrieke was, tekstielfabrieke was, al hierdie rye en rye fabrieke wat eenvoudig net leeg staan. So Amerika het daai probleem, maar Amerika het ook
uitsonderlike sterkpunte, hoekom 'n mens moet baie versigtig wees om Amerika af te skryf. Dit is die grootste ekonomie in die wêreld, dis die land met die magtigste weermag, dis die land met die grootste politieke invloed. Ons het dit onlangs gesien hoe Amerika sy politieke invloed uitoefen soos geen ander land in die wêreld, om byvoorbeeld vrede in die Midde-Ooste te probeer bewerkstellig of waar anders ook nie. So Amerika steeds die grootste supermoondheid in die wêreld, en ek sien iets baie interessant in die VSA ontwikkel. En dit is 'n vlugvoetigheid, 'n maklike aanpassing en beweging, omdat dit so 'n ongereguleerde land is, om aan te pas by nuwe tendense in die wêreld. Dit is verbuisterend om te sien hoeveel geld die Amerikaners in kunsmatige intelligensie belê. Dis verstommend. As jy die stad Austin in Texas besoek, wat ook die hoofstad van Texas is, dit is ook waar Elon Musk gesetel is, dan is daar geboue wat opskiet, wat net vol mense sit wat werk aan kunsmatige intelligensie. So, Amerika het baie kapitaal beskikbaar. Daar's dis deel van die Amerikaanse kultuur, waagkapitaal, die hele idee om kapitaal aan te wend vir nuwe industrieë, dit maklik beskikbaar te stel, dis heeltemal deel van die Amerikaanse kultuur. Hulle is kansvatters eintlik 'n bietjie. Die Amerikaners is bereid om baie meer kansse te vat as maar die Europeërs. En dis hoekom ons sien dat die Europese ekonomieë vashaak. Hulle raak 'n bietjie vasgehaak in 'n posisie waar hulle sukkel om aan te pas by 'n veranderende ekonomie. Die Amerikaners het 'n besondere aanpassing, en ek dink daarom moet 'n mens versigtig wees om Amerika bloot af te skryf. Die Amerikaners is ook hartlike mense. Meeste plekke waar jy kom in Amerika is dit werklik vriendelike, gawe, hartlike mense, mense wat graag met ander mense gesels en interaksie het, nie noodwendig altyd alles weet wat in die wêreld gebeur nie. Ek dink ook as jy bly in 'n land met 50 state, dan probeer jy soveel as moontlik weet van die 50 state om jou, en jy weet nie noodwendig alles van die res van die wêreld nie. Dit is seker iets wat soms teen die Amerikaners stel, maar ja, dit is mense wat bewus is daarvan dat Amerika 'n magtige land is, maar wat uitdagings het. Almal praat oor die uitdagings, maar wat steeds glo in hulle land. Daar's 'n sterk geloof onder Amerikaners dat Amerika steeds in die toekoms 'n land moet wees met 'n positiewe invloed in die wêreld. So, dis altyd 'n fascinerende ervaring om deur Amerika te ry en met gewone Amerikaners te doen te kry en regtig te sien hoe lyk die hart van die VSA.